deserve the glory, Here. Here, alle eer aan U. Just show me your glory, Here. Here, ek bid dat U met elkeen sal gaan vanoggend. Die Here sal toerus vir dit wat vorentoe kom. Die Here sal toerus vir dit wat U nog wil kom doen in hulle lewens, Here. Dat hulle ingetune sal wees. Om U stem te hoor. Om die Heilige Gees te hoor. Dis jou worthy of it all, Here. En as ons alles vir U kan gee, Here, laat dit so wees. Laat dit so wees, Here. In Jesus naam. Amen. So. Môre julle. Jo. Vanoggend, gister het ek songs gehad. Heel week is ek soos wat se liedjie gaan ons speel vanoggend en ek is nogals baie erg oor dit. Ek dink dit kom seker maar daarvan om klankman te wees en in die band ook te wees. Maar mense wil seker maak dat die musiek is reg. En dan kies jy goed en dan kom jy hierso en dan is dit soos nee, dis nie die regte liedjies nie. Dan is dit soos okay, ons gaan dit gou verander. En vanoggend is net asof daai glory net die hele tyd deurkom. Dis vir my net amazing. So ja, julle, so of julle nou niet is vandag, besoekers is, al jare hier is, maak nie saak nie, maar daar's moontlik net 3 scenario's van hoekom ons hier is. Of ons is gedwing, want iemand het gesê ons moet kerk toe kom. Dis hoe ek destyds hier opgeëindig het 11 jaar terug. Maar of jy is gedwing, of jy wil regtig hiernatoe kom om iets te leer en om jou lewe reg te kry, om seker te maak dit wat jy doen is vir die Here se wil. Of dis Sondag, dis mos net 'n kerkdag. Dis mos ook wat ons doen. Want nie vir almal is dit 'n kerkdag nie, maar ons wil ook nie in daai tradisie wees waar ons net kerk toe kom want dis Sondag nie. Ek het so gelag, nou die dag is ek by 'n oop dag van 'n skool en Janko wil hengel vir die skool. En ek praat met die meneer by die skool se hengelafdeling. Nou hengel, toe ek 'n kind was hengel, jy het net dit vir die provinsies gedoen. Daar was nie 'n skoolliga soos wat daar nou is nie. En ek sê vir hom, hoe weet ek nou hierdie hengel bots nou nie met die rugby nie? Want in my kop is Sondag is 'n non-negotiable. Ons is hierso tot 1 uur toe of hoe laat ook al dit moet wees, maar dit is wat ons doen. Dis wat ons vir jaar gesê het. So maak nie saak nie, ons is hier. En hy sê nee, moenie worry nie, dit gaan nie die rugby affekteer nie, dit sal nie die cricket affekteer nie. Ons doen dit op Sondag. Ek sê vir hom, jy weet Sondag is kerk. Hy sê ja, maar dis net 3 Sondae 'n jaar. Dis ek sê mense kan dit seker maar op 'n manier justify, maar mens wil amper nie eers 3 Sondae 'n jaar mis nie. Want ons is hier, want ons wil hierdie kom doen. So almal is op verskillende journeys by einde van die dag. En van ons stap die pad wil regtig leef vir die Here, wil regtig waar luister na sy stem, nie net hoor nie. En dan neem ons Jesus aan. Ons verander ons lewens, ons kom actually elke Sondag kerk toe, nie omdat ons moet nie, maar omdat ons wil, omdat ons meer wil leer, omdat ons meer wil hoor. En dan doop ons. En so gaan ons met ons journey aan. Maar dit gaan great. Maar op 'n stadium in jou journey besef jy, okay, ek doen al hierdie goed. It's amazing, maar ek mis nog steeds iets. En dink die groot ding wat ons mis is, wat ek julle bietjie oor wil uitbrei vandag. Nou, in Bomshelter fokus ons regtig waar baie op die kerk van Handelinge. In die week Google ek 'n ding wat ek wou uitvind oor die boek van Handelinge. En hy praat van the book of Acts as the book of Acts of the Holy Spirit. En dit is eintlik so. Dis wat ons doen in Bomshelter. Ons wil mense bekeer, ons wil mense doop, ons wil mense laat leer, ons wil mense, daar's disippelskapskool juis om equip te word, of dit op die Heilige Gees is, of dit op hierdie stadium, die boek van Hebreërs, alles wat daar uitvloei is net amazing vir die van julle wat dit bywoon. As julle nie doen nie, julle mis regtig uit. Dan behalwe vir dit het ons fellowship aande, woensdae kuier ons by iemand se huis. Daar vloei die Heilige Gees, daar leer ons die mense op 'n ander manier ken. En so alles wat ons doen hierso gaan oor
oor handelinge eintlik, want dis wat hulle gedoen het. Ek meen, hulle het nie eers 'n gebou gehad nie, hulle het in die huise gekerk. Dis Rihanna. En dan, dan reik ons uit. Ons gaan haal die mense, ons bekeer hulle, ons bid vir hulle, ons gee vir hulle kos. En dan, ek dink die groot ding waarby ek wil kom met dit is, ons jaag die Heilige Gees, of ons volg die Heilige Gees. Ons jaag hom nie na nie, ons volg hom. En dit is hoekom ons konferensies hou. Daar's baie kerke wat nie konferensies hou nie, maar ons is net, dis net soos, ons wil graag daai doen, want ons soek die Heilige Gees in alles wat ons doen. So, ek weet nie wie van julle Chosen kyk nie, daai reeks wat hulle uitgebring het. Nou, ek wag nou al 'n rukkie vir daai laaste deel, of daai laaste season, maar daar sien jy 'n baie praktiese element van hoe Jesus op aarde rondgeloop het. Hoe hy met die disippels gewerk het, hoe hy met hulle gejourney het, hoe hy hulle geleer het, hoe hy hulle geskool het. En op die einde van die dag, so nader sy dood kom, hoe meer het hy vir hulle gesê, maar ek gaan vir julle hulp stuur. Julle gaan dit nie alleen hoef te doen nie. Ek gee vir julle die Heilige Gees. En selfs met die Heilige Gees wat hulle gekry het, selfs al het hulle letterlik gesien alles wat Jesus doen, het hulle nog steeds nie geglo altyd nie, of nog steeds getwyfel. Ou Thomas, wat selfs na Jesus opgestaan het, die gate in sy hande wou sien, want hy wil regtig seker maak, is dit hoe dit is, want hoe is dit moontlik? En nou dink ek aan Handelinge 2, waar die disippels daar sit en hy, soos dat hulle praat van die upper room, en die volgende oomblik is dit net, kom ons noem dit maar controlled chaos, maar dit lyk nie altyd controlled as die Heilige Gees opdaag nie, want mens doen goed wat 'n mens nie geweet het mens doen nie, of praat maniere hoe jy nie geweet het jy praat nie, en hy daal op hulle neer, en dit is chaos, soos ek nou sê, dit is net, hulle praat in verskillende tale, mense dink hulle is dronk, en dis net wat die Heilige Gees doen, en presies daar, my baas praat altyd van toe drop die penny, en daar die penny gedrop, daar het hulle besef, ons moet nou uitgaan, ons het nou ons helper gekry, ons het die Heilige Gees, let's go. En ek vat nou ons huwelike as voorbeeld. Op die ou einde van die dag is 'n vrou in ons huwelike vir ons as mans, dis ons helper, dis hoe die Here haar gevorm het. En in ons journey met die Here ook, is die Heilige Gees ons helper. Hy gaan ons op die einde van die dag alles wys, alles sê, alles leer, alles uitwys wat ons nie moet doen nie. Maar ons moet vir hom luister, ons moet nie net hoor nie. Ons moet regtig waar luister na presies wat hy vir ons sê en hoe ons dit moet doen. Partykeer is dit hierdie stap vir stap baie vreemde spesifieke manier, maar as jy dit nie so doen nie, dan werk dit nie uit nie, want dis hoe die Heilige Gees ons helper vir ons gesê het om dit te doen. So, daar's so 'n paar definisies waarby ek wil uitkom. Nou, the Holy Spirit permeates, he saturates, he is omnipotent, en dan is daar 'n ander woordjie, omniscience. Nou, ek het eers gedink, ek wil nie wetenskappe hier inbring nie, maar ek sal nou 'n bietjie meer uitbrei oor dit. So, permeate beteken om deur ons te sprei, van kop tot tone. Dis nie deur week nie, maar dis meer vloei deur ons, soos wat die Heilige Gees doen. As die Heilige Gees op jou neerkom, dis eintlik 'n kop tot tone tipe encounter wat gebeur. Julle liggaam is partykeer hoendervleis, en dit is net anderste, mens kry sommer warm. Dan saturate is deur week. Nou, vanoggend loop ek hier af en ek sien daai I did it for you, Jesus Christ bordjie. En ek sien weer wat in die konferensie uitgekom het, so baie is daai kruis daar aan die muur. En dan dink jy aan bloed, en ek vat nou 'n lap wat vol bloed is byvoorbeeld, en jy droog hom uit. Hoe meer jy droog, hoe meer kom hy uit, maar as jy hom nog steeds, weet ons, daai tyd as jy 'n handdoek moet uitdroog, dan draai jy hom in die ronde en jy twist hom so en jy vou hom weer en jy draai hom, daar kom nog steeds vloeistof uit. Nou so word ons gesaturate deur die Heilige Gees, as ons hom toelaat om te vloei met ons. En dan omnipotent is having unlimited, total or universal power. Nou ons, die Heilige Gees wie ons het, is omnipotent. Hy het unlimited power. Hy het
Alles is unlimited met hom. So as ons uitgaan en ons doen hands and feet of ons is net iewers by die werk en ons moet luister na iets, ons het eintlik alles op ons vingerpunte van die Heilige Gees, want hy is omnipotent. Dan omniscience is infinite, unlimited knowledge, awareness or understanding. Daar het ons daai kennis. Daar kan ons absoluut gaan en weet dat ons kan eintlik in enige scenario instap en praat, maar ek dink ons is baie keer so bang om dit te doen, want yes, ek meen, ek kan nie nou, ek vat pastoor Grant se voorbeeld as ek mag, sy kennis is baie, regtig baie, maar dit kom met tyd, dit kom met experience, dit kom met ure en ure voor die boeke sit. Nou, ek het al myself, en is nou eerlik, in 'n situasie gevind waar ek kan nie noodwendig saam praat nie, want ek het nie daai kennis nie. Maar ons het eintlik, ons het die Heilige Gees, so as ons nodig het om in 'n situasie waar dit regtig belangrik is, dit te doen, of dit te antwoord, kom ons sê, nie gelowige teiken ons iewers. Een van ons young adults was nou die dag in 'n situasie betrokke waar 'n moslim by sy werk 'n paar vrae gehad het, en hy sê toe vir my, maar hoe antwoord ek hom? En ek kan nie vir hom sê, dis wat jy moet antwoord en so nie, maar eintlik het ons daai kennis, maar ons moet luister. Ons moet nie net hoor om dit in te neem en dan net aan te gaan nie. As jy luister, dan luister jy actually om te act. En so kan ons in onsself in enige scenario sit as gevolg van die understanding, die knowledge wat unlimited is op die einde van die dag. Dan het ek vir julle 3 vrae. Nou ek wil julle met regtig net so 5 sekondes, 10 sekondes daaroor dink. Maar vraag nommer 1 is, wie is die Heilige Gees vir jou? So, wie is hy vir jou? Nie wat die Bybel sê nie. Hoe laat ons hom toe in ons lewens? Hoe gee ons vir hom free rein? Want dis op die einde van die dag wat ons moet doen. Dis baie scary, maar ons moet vir hom free rein gee. So, ja, dis my vraag. Wie is die Heilige Gees vir jou? En dan, wat is sy rol vir jou? Dan as ons daaraan dink en jy begin dink, maar yes, okay. Sy rol is, ek moet hierdie doen en hy vervul hierdie rol in my lewe, maar as jy regtig word, dink hoe jy hom toelaat en wat hy alles vir jou moet doen, ek dink jy ons laat hom genoeg toe nie. Ek self, ek weet ek doen nie, dis vir 'n feit, ons kan soveel meer luister, soveel meer ingestel wees. En die laaste vraag op daai is, wat doen hy vir jou? Nou, ons wil hê, hy moet vir ons 'n klomp goed doen, die Heilige Gees, maar wat doen hy regtig vir ons wat waarde bring vir die koninkryk, by die einde van die dag? So ja, ek het nou eintlik gesê, julle moet daaroor dink en toe hou ek aan praat, maar dink net nog so 'n paar sekondes daaroor. Dis vir jouself, ek gaan nie vra om 'n hand op te steek of vir ons te share nie, maar dink net 'n bietjie daaroor. Hoe laat ons hom toe in ons lewens? As ons praat van God drie enig, die Vader, Seun en die Heilige Gees. Nou, ons soek die volheid van God in ons lewens. Maar as ons die Heilige Gees dooddruk, of nie toelaat nie, dan het ons nie die volheid nie. Dan het ons 2 uit die 3 uit. Dis nie 100% nie. 2 uit 3 is nie die volheid nie. 3 uit 3 is die volheid. So, dis regtig belangrik en ek dink ons druk hom so maklik dood partykeer, want ons gaan deur goed in ons lewens, ons loop deur situasies en ons is net soos maar ek gaan nie nou luister nie, want daai stoot my uit my gemaksone uit. Soos wat Pastor Grant laasweek gesê het, dit haal my uit my boksie uit en ek wil nie uit my boksie uit nie, want my boksie is vir my gemaklik. Maar solank as wat ons in ons boksie bly en nie wil verander nie ons denke wil verander nie Romeine 12 vers 2 wat sê, do not be conformed to the values of this world, but be renewed by your mind, of transformed by the renewal of your mind nie. Dan bly ons in die boksie. Dan groei ons nie. En Pastor Kobus het dit 2 weke terug gesê, toe sê hy, maar as jy môre opstaan
en jy is dieselfde as wat jy gister was, dan wat help dit? Mens wil elke Sondag kerk toe kom en waar jy nooit vir iemand wou bid nie, dalk vir iemand gebid het na die diens, of gevra het, mag ek saam met julle bid voor die tyd, of na die tyd, maar elke keer wil jy jouself half challenge of druk, want daai boksies gaan nie werk nie. Dis horrible partykeer, maar ons moet daai boksies afbreek. Nou, ek wil vir julle lees uit Hebreërs 3, vers 7 tot 19. So, ons is nou in disipelskapskool besig met Hebreërs, en ons was nou die dag ook in boek 3 gewees. Maar die skrywer is eintlik maar besig om te vertel dat Ekskuus. Ek is gewaarsku die knoppie is sensitief en het ek pragtig in daai trap geval. En ek het jou laasweek gewaarsku oor die knoppie. Maar ja, so die skrywer probeer verduidelik dat Moses is nie die grootste of die hoogste gesag nie. Jesus vervang daai, of Jesus is nou die hoogste gesag. En ek weet dat op die einde van die dag, saam met Jesus, kom die Heilige Gees, en dit is nou waarby ek wil kom. So van vers 7 af sê dit, that is why the Holy Spirit says, nou, die Heilige Gees verskyn baie in die Bybel, maar dis nie so baie wat hy fisies aan die woord is, soos wat die konteks van die woord hier is nie. So, dis vir my baie uniek, want hier praat die Heilige Gees. En hy sê dan, today when you hear his voice, don't harden your hearts, as Israel did when they rebelled, when they tested me in the wilderness. So, nou vir die Heilige Gees om effektief te werk, moet ons ontvanklik wees. Ons kan nie 'n verharde hart hê nie. As ons 'n verharde hart het, dit is dieselfde as die boksie probleem. Jy gaan jou groei belemmer. Jy gaan jou vernuwing belemmer, en ons wil net vernuwe. Dis die doel. Dan vers 9. There your ancestors tested and tried my patience, even though they saw my miracles for 40 years. So, dan, so I was angry with them, and I said, their hearts always turn away from me. They refuse to do what I tell them. So die Egiptenare het nie geluister nie. Vir 40 jaar het hulle net aangekarring, rondgeloop, gerebelleer, afgode gebou, vir Moses geminag. Dit was net rof. En ek dink, ek vat byvoorbeeld, ek is nou 37. Dit het my gekos om rarig waar naby aan alles verloor te kom, en die Here die regte vrou op my pad gekry, en daar die lewe stelselmatig begin draai. Ek meen, ek het eintlik hiernatoe gekom 11 jaar terug, net omdat iemand my moes trou, want ek is nie aangeneem en voorgestel nie. Toe sê my skoonpa, nee, maar pastoor Kobus sal jou trou. Hy het nie 'n probleem met dit nie, en ek onthou ook ontmoet hom, en ek dink, okay, ons gaan die voorhuwelikse kursus doen, en dan sit klaar. Dan gaan hy my trou, en dan gaan ek obviously nie weer kerk toe kom nie, want ek doen nie die kerk ding nie, dis so dit daai tyd was. En dis nou jaar 11, so dit het nie vir my uitgewerk nie, maar so het ons al hierdie jare wat ons rondloop, soos die Egiptenare vir 40 jaar, en jy het niks vordering gemaak nie. Ek meen, dit wat ek in my vorige lewe gedoen het, ek's nie spyt daaroor nie, want ek kon al baie mense help as gevolg van dat ons almal se storie is eintlik net daar om ander mense te help. Maar hoekom het jy vir 40 jaar rondloop en niks beteken nie? Nie 'n doel dien nie. Die wêreld dien nie. Dis nie die moeite werd nie. Dis nie hoekom ons hier is nie. Dan vers 11. So in my anger I took an oath. They will never enter my place of rest. Nou, yes. Imagine dit. Jy gaan nooit in God se rus kom nie. Nooit. Want jou gedrag, jou rebellie, jou haat, jou harde hart. Ek wil nie daar wees nie. Ek weet nie van julle nie. Ek dink nie enigiemand wil daar wees nie. So daai skrif is net so profound, so hard, so intens. En dan vers 12, be careful then, dear brothers and sisters, make sure that your own hearts are not evil and unbelieving. Turn away from the living God.
You must warn each other every day while it is still today, so that none of you will be deceived by sin and hardened against God. So, hier waarsku die Heilige Gees teen daai wickedness en sê daar, ek meen ons wil nie die rus vermy nie, maar hy sê ook daar so terwyl dit nog vandag is, maak reg. Sort jouself uit. Tune in, sit daai antennes op, sit Wi-Fi signal boosters om jou sodat jy die Heilige Gees kan hoor ordentlik, want julle karring aan, julle loop rond in die woestyn en julle beteken eintlik op hierdie stadium niks nie. Dan, for if we are faithful to the end, dis vers 14, trusting God just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs to Christ. Remember what it says. Today when you hear His voice, don't harden your hearts as Israel did when they rebelled. And who was it who rebelled against God, even though they heard His voice? Wasn't it the people Moses led out of Egypt? And who made God angry for 40 years? Wasn't it the people who sinned, whose corpses lay in the wilderness? So, daar word gesê dat ons kry die volheid. The fullness of God is vir ons. Dit is wat vir ons bedoel is. Dit is wat ons kan kry. Maar omdat die erfporsie is ons almal sin. Daar is soms dubbel porsie. Maar dit kom met die volheid van God. Dit kom met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit kom met die afgebreekte boksies. Dit kom met die in-tune en luister. Dit kom met die raak gedissiplineerd in die konteks van die skrif, sodat jy die beloofde land kan binnegaan, want dit is waar God se rus is. Dis waar jou erfporsie lê. En die laaste 3 verse het eintlik maar net oor die ongehoorsaamheid en hoe hulle net aangekarring het en ons wil nie daar wees nie. Ek wil hê ons het vandag sit en dink, maar waar is ons nou in ons lewe? Hoe ver het ons dalk terug beweeg en moet nou weer optel, want die voordeel van I did it for you, die woorde van Jesus Christus is dat ons kan weer opstaan, ons kan repent, ons kan omdraai, ons kan ja sê en aangaan en die wildernis agter ons los. Die ander ding wat vir my uitgestaan het, en ek het nou nie die spesifieke skrif hier ingesit nie, want dit is nie noodwendig nou relevant nie, maar in die Passion Translation praat hulle in Psalm 95 as die Egiptenare dat hulle was wicked wanderers genoem. Ek wil nie 'n wicked wanderer genoem word as ek hier rondloop nie, want ek meen wickedness is evil. Wickedness is vir my, ek sê nie dis witchcraft nie, maar evil en witchcraft gaan vir my saam en dit gaan saam met rebellie en dit is op die einde van die dag nie wat ons wil wees nie. Wicked wanderers is net, ja, ek wil nie daai doen nie. So ons wil nie wicked wanderers wees nie. Ons moet nie, ons kan nie. Ek dink ons mis so baie sy stem. Ek dink ons overthink dit. Ons dink dis altyd hierdie knoppie pas op. Ons dink altyd dis hierdie groot goed. En soms is dit, maar as die Here jou nie kan vertrou met die klein goedjies eers nie, dis dieselfde met finansies. As jy, iemand het nou die dag gesê, ek dink dit was in disipelskapskool, as jy met R10 kan uitkom, as jy nie met R10 kan uitkom nie, en jy kan nie met R100 uitkom nie, dan gaan jy onmiddellik nie met R1000 kan uitkom nie. As jy kom by R100,000, gaan dit ook dalk te min wees. Dan gaan vir ons leef. En of ons bo ons vuurmaakplek leef finansiëel. En dieselfde so, as ons eers net luister na die klein goedjies, dan sal die Here ons begin vertrou met die groot goed. Maar ons moet luister vir alles. Dis hoekom ek sê, ek sien hierdie prentjie van hierdie kop, en as al hierdie pyltjies wat so met klomp babbeltjies, en ek het eintlik so 'n prentjie gesoek, maar ek kon nie die regte een kry wat vir my hier ingepas het nie. Ek wou hom op die skerm vir ons gesit het. Maar dis hoe dit eintlik elke dag in ons lewens gaan. Ons loop rond en ons sien hierdie en ons sien daai en ons hoor en ons voel dit en dan kom ons op 'n stadium waar ons is maar soos, ja, ek weet nie wat as dit nou die duiwel is of wat as dit die is of wat as dit daai is en dan kom daar ongemaklike goed, dan sit soos nee, ek kan nie dit doen nie.
Daar's nie 'n manier nie, dit freak my uit. Dis juist daai goed wat ons baie keer moet doen, dis juist daai stappie vorentoe wat ons moet vat, om toegelaat te word, dat die Here met ons kan werk, by die einde van die dag. So luister, al is dit net om te toets. Ek wil met julle gou ietsie share. Maar ek het elke dag, en ek en pastoor Grant het vanoggend ook oor gepraat, elke dag het ek, as ek van die werk af ry, dan het ek 'n opsie, of ek ry Steve Biko reguit aan, of is links Nelson Mandela, of regs Hatfield. Nou, ek ry nooit deur Hatfield nie, maar die opsie is daar. En elke dag, amper elke dag, is dit daai ding van, ja, maar wat se pad gaan ek nou vat? Hoe gaan ek nou ry? Gaan ek reguit aanry, gaan ek links ry? En elke keer dan kom ek daar, voor die virk, en dit laat my dink aan die virk en die pad, en ons pad wat eintlik nou is, want the narrow path is die moeilike, maar die regte pad. En dis waar ons die Heilige Gees vind. Maar dan kom jy voor daai kruispad, en dan sit soos, man, waartoe gaan ek nou? Gaan ek Nelson Mandela ry, gaan ek Steve Biko ry, gaan ek Hatfield ry? Dan in my kop probeer ek dit nou uitredeneer, okay, Hatfield werk nooit nie, so hy is heeltemal van die lysie af, maar ek het nog steeds die twee. En dan gaan ek met die een wat ek voel, en dan het ek gewoonlik reg gevoel, gelukkig, op 'n tyd het dit nie so uitgewerk nie, maar ek het myself probeer so al hoe meer in tune en in oefen amper om te luister, want dis wat ons moet doen. En dan ry jy op 'n pad en jy kan amper nie glo nie. Dus soos pastoor Grant vanoggend ook sê, dit maak nie 'n sin nie. Dit is, jy ry sommer 'n ompad, maar dan kom jy vinniger by die werk, of vinniger by die huis, of jy vermy 'n ongeluk. En dis in daai klein goedjies wat jy dalk jou lewe kon verloor as jy nie geluister het nie. En nou die dag, ek vat toe nou Nelson Mandela, en ek ry hom gereeld, maar die laaste ruk is die middelste pad maar die beter ene. En ek sê vir Bianca, ek voel ek met Nelson Mandela ry, maar nou verduidelik ek dit klaar aan haar, en sy weet op wat se journey ek is, want voor so tipe preek, as jy moet praat oor om, jy moet die gemeente vertel daarvan dat hulle moet luister, dan word jy getoets op luister, glo my, ek het 'n lekker praktiese 2 weke gehad, en nou probeer ek aan haar verduidelik, want dalk is sy soos, maar hoekom gaan ons nie die gewone pad nie? En ek sê vir haar, sy soos, maar ek vertrou jou mos. Dus ek sê, okay, sorry, stupid, ek luister nie, of ek vertrou nie, so nou probeer ek aan haar te justify, en dit was nie nodig nie. En ek ry, en op 'n stadium, nou as jy Nelson Mandela reguit aanry, dan loop hy dood, dan gaan jy regs op teen so 'n bil daar naby Femina Hospitaal verby. En toe ek so regs draai, toe staan die karre so in daai bult op. Nou dis, dit was, ek kan nie onthou nie, maar ons het iets aangehaad na waar ek moes by Janko se rugby uitkom. Nou is ek soos, kom, Here, hoe werk dit? Maar nou is ek sommer kwaad vir Bianca. Ek sê vir, hoe kan ons nou hier staan? Nou probeer ek vir haar verduidelik weer eens, want dalk dink sy, jy was nou stupid geweest, want nou sit ons in die verkeer, en sy sê vir my, dalk wil die Here net jou geduld bietjie toets? En ek is so, okay. Nou sit ek daar, en ek waag, en ek het nie met die Creta gery nie, so ek het manual die dag, want die busie is manual. Nou as ek sê, ek is nou nie lus vir dit vandag nie, want ek het ook die dag voor dit bene geoefen, so dis net stupid. Maar nou sit ek daar, want die Here het my op daai pad laat gaan. Ek weet nie wat op die ander pad kon gebeur nie, en dis hoe ons ingestel moet wees, want net dalk sit ek daar en frustreer myself, maar daarbo, ek weet nie, die geboue in die stad is oud, dalk val 'n gebou in mekaar, of dalk val 'n boom het laas jaar Desember voor my ingeval, en ek het hom gemis met 1 kar lengte, so sulke goed kan gebeur. So nou sit ons, en na Bianca daai vir my gestuur het, toe, soos ek nou gesê, die pennyboek gedrop, en ek is soos, okay, Here, sorry. Maar ja, dus ons daar deur, dit sal nie glo nie, dieselfde tyd as gewoonlik, al het ons in daai verkeer gestaan, dis ek net soos, okay, jammer Here, dankie dat ek mag vergewe word, want dit is op die einde van die dag, hoe dit is. Maar luister nog steeds, al is dit net om te toets, en iets wat prof my daai tyd geleer het in die Bybelskool, is delayed, en ek weet nie of dit van haar afkom nie, maar ek het dit by haar gehoor die meeste, maar delayed obedience is disobedience. As jy gaan
luister, maar jy gaan eers oor 3 dae luister. Vir wat? Ons moet nou, want die Here het nou gesê, doen dit nou, ry nou daai pad. Ek kan nie oor 3 dae dit doen nie, of selfs baie keer oor 'n uur dit doen nie, want dit moes nou gebeur het. Dis soos daai jy kom by die tolhek, en jy staan daar, en die Here sê vir jou, maar sê net vir die persoon, Jesus loves you, of die Here is lief vir jou, en dan baie keer dan sê ek soos, vir wat? En dan ander kere dan sê ek soos, doen dit nou, en dan doen ek dit, en dan ander kere dan luister jy nie, en jy ry verby, en dan sê jy soos, damn, ek moes dit net gedoen het, want ek kon dalk die ou se dag verander het, omdat die Here met my gepraat het. So, dis klein goedjies, maar dit maak 'n groot impak op die einde van die dag. En ek dink aan Openbaring 3 vers 20, wat sê in die Amplified, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears and listens to and heeds my voice and opens the door, I will come in to him and will eat with him, and he will eat with me. Nou, ek dink daai skrif, as ek reg is, gaan meer oor om Jesus aan te neem in jou hart, maar vir my nou, hoeveel keer klop die Here nie hier by jou oor en sê vir jou, maar luister, en ons is net soos, nee, ek gaan nie nou luister nie, daai is ongemaklik, ek wil nie dit doen nie, want dit stretch my, maar hoe lank gaan hy nog klop? Hoe lank gaan hy nog klop en vra, maar luister net vir my, want ek het hierdie plan vir jou, ek wil hê jy moet saam met my kom eet, ek wil 'n feesmaal vir jou voorberei, ek wil die volheid vir jou bied, maar ons hou die hele tyd terug op daai ene. Ons hou aan bang wees, ons hou aan uitfreak. Die volheid van God is 'n feesmaal, dis vir ons almal, elke liewe een van ons, of jy dwelmverslaafde was, of jy alkoholist is of was, dit is ons almal sin. Dit maak nie saak wat ons gebeur het, wat met ons gebeur het in ons verlede nie. It's ours. Dis ons belofte eintlik. Dis ons erfporsie. Nou, ons kan nie meer net hoor nie. Ons kan nie meer net hoor om, ek het dit gehoor, maar ek gaan nie act op dit nie, of jy hoor dit soos, dis eintlik 'n grappie meer, maar in 'n huwelik is dit ook so. Ons Bianca sal baie keer vir my iets sê, en dan, okay, is reg lief, is reg. En dan so 1 uur en 'n half, 2 ure later, dan sê hy soos, het jy die vleis uitgehaal? So ek soos, wat 'n vleis? Dan het ons nie gehoor nie. Ag, dan het ons nie geluister nie, ons het net gehoor, want jy hoor net om dit in te neem, maar jy neem dit in, maar hier, ek dink hier by die middeloor is daar seker iets wat gebeur by 'n man, dat hy nie kan toestoot. Ek praat nou maar eerlik as man aan iemand, maar iewers hier is 'n addisionele filter aan elke kant. En dis hoekom ons net hoor, maar ons luister nie. Nou as jy luister, beteken dit dat jy neem dit in. Jy vat dit hard toe, wil ek sê. Want as jy dit 'n hartsaak maak, dan is dit vir jou belangrik. So as jy iets inneem, act op dit. Ek meen, as ons 'n instruksie kry by die werk, my baas sê vir my, doen daai verslag van die laaste jaar se werwingssyfers of hoe ook al. Ek gaan nie vir hom, dis reg, en dan 'n jaar later, 'n maand of 'n week later sê hy vir my, en waar's my verslag? Nee, ekskuus, ek het nou nie dit gedoen nie, ek het vergeet. Ons kan nie met die Here dit doen nie, ons kan dit dalk nog met ons baas probeer en 'n waarskuwing kry of dalk wegkom daarmee, maar moenie dit doen met die Here nie. Luister, neem in, act op dit, want dis op die einde van die dag wat ons geloof beteken, is om te luister en dit in te neem en die verandering in ons lewens te bring, sodat ons kan vorentoe gaan. Die koninkryk van God kort soveel meer mense wat actually ingetune is, gefokus is op presies dit wat die Here se wil is vir ons lewens. Ons het in disipelskap skool ook nou rond gepraat van God se wil. As nie ons wil nie, is nie my wil nie, dis God se wil. Nou God se wil is dat jy vir hom luister, sodat hy vir jou kan vertel wat jy alles moet doen. Ja, vir hom, vir sy koninkryk, maar vir jou erfporsie op die einde van die dag.
Dis vir ons almal. Ek het dit nou al 'n paar keer gesê, maar dit is vir ons almal. Dis 'n belofte. Dit kan nie verander word nie. Ons kan dit nie eers sugarcoat nie. Ons hoef dit nie te sugarcoat nie, want die waarheid is die waarheid. En hoeveel groot dinge het ons nie al gemis in ons lewens nie? Hoeveel keer het jy nie al gehoor, maar bid vir die persoon, of vat daai persoon vanoggend, sit ek hier voor, en ek het so, die ding se naam is Heaven's Embrace van Bethel. Dis net viool wat speel vir 25 minute. Ek is nie bang om vir 'n halfuur lank een liedjie te luister nie. Dit is vir my amazing. En hulle sing nie eers in die liedjie nie. En ek luister net na hierdie viole en goed eergisteraand en gisteraand en vanoggend. Gisteraand stuur ek vir Daniel. Ek sê vir hom download dit vir my asseblief, want ek wil dit graag vanoggend speel. En ek sit daar en ek luister dit. En die Here sê vir my, maar gaan sit agter die dromme. Ek sê, wat? Ons sal sien nou hoe jy om musiek te maak nie. Ek moet nou voorberei vir die diens. Wel, mens kom voorberei hiernatoe, maar jy wil net daai laaste bietjie net rustigheid hê voordat jy ingaan. En ek eerstens nou vir die van julle wat nie so lank hier is nie, by die ou gebou het ons eintlik hierdie ding gehad van 8 uur maak ons die deure toe en ons die hele bedieningsspan en almal wat betrokke is bid hier voor vir die diens in. Ons het dit voorbidding genoem. Nou ons doen dit nie noodwendig meer so gestruktureerd nie, maar julle sal sien in die oggende is hier 'n paar van ons wat op en af loop. So die doel met so 'n oggend is jy sit hier en jy bid in en jy luister wat die Here wil doen. En nou sê die Here vir my klim agter die dromme en ek is soos maar nee. En ek sit so en ek sê okay, nog 'n praktiese voorbeeld van die preek. So ek moet luister want anders is ek mos nou half 'n hypocrite om hier te staan en vir julle te sê julle moet luister. En ek haal die lappe af en ek gaan sit daar en toe ek sit. Net so. Toe sit soos okay, ek verstaan. En die Here sê vir my nou daar's 'n paar stokkies daar, kan julle gou wys eintlik. So jy het gewone stokkies met die punt. Dan het jy hierdie wat DIY Christie het dit nog vir ons gemaak. Dis tennisballetjies. En dan het jy wat hulle noem plastics wat brushes is wat 'n bietjie van 'n ander klank het. En die Here sê vir my vat die met die balletjies. Spesifiek. Nou ek speel nooit met hulle nie. En ofwel daar's 'n spesifieke dromstel wat ons gebou het wat ons dit op gebruik want dit pas by daai. En ek is soos okay en ek vat die 2 stokkies, die balletjies en ek begin hulle slaan op die floor tom waar daai groot drom is met die meeste basklank. En dis net soos wow. Here, wat doen nie nou? Maar dis iets randoms vir ons want dit pas nie in by wat nou moes gebeur het nie. Maar dis wat die Here gebruik het. En toe ek daar opstaan, dis ek soos ek nie wil. Dit wat vanoggend moet gebeur is fyn. Dit maak nie nou meer saak nie want dis wat die Here wou kom doen het. Die Here wou daai ding net daar kom establish het. En dis hoekom ek sê vir julle, luister asseblief. Ek hak vas, maar ons moet. Ons kan nie meer hoor nie. Ons moet luister. En Amelia het so ruk terug, die van julle wat al haar dienste geluister het, sy profeteer baie sterk boodskappe oor die koninkryk en sy het gesê ons het in die volgende, ek dink tot 2027 toe moet ons regtig waar ons, ek gaan nou sê senses, maar in tune en reg kry vir dit wat kom, want die Here is besig met iets massives in die gees. Ons kan dit sien as ons met pastoor Christie hulle praat en jy praat met die ouens in die Bosveld waar pastoor Kobus hulle hierdie naweek is en ek praat met my baas wat by 'n ander kerk is. Alles beweeg in dieselfde rigting. En ek is so dankbaar want as ons almal in verskillende rigtings inneek, eintlik dan luister ons nou nie wat die Here wil kom doen in sy koninkryk en sy liggaam nie. En so maar ons moet luister. Ons moet nou besluit of gaan ons luister of gaan ons hoor, want ek dink nou en dit klink hard, maar as ons net gaan hoor, gaan ons dit mis. Ons gaan dalk in 2027 kom en ons is soos maar wat gaan aan met die ander mense wat ek nie ervaar nie, want ek het net gehoor, ek was ongehoorsaam, I missed it. En wat dan? Ja, ons kan repent, ja, ons kan altyd probeer terugkom op ons pad, maar hoe verder jy afdwaal, soms is dit moeiliker om weer op te klim.
Veral as ons al 'n paar keer daai get out of jail free card gebruik het, want ek sê nie hy verval nie, maar wat as jy op 'n punt kom waar jy nie meer God se stem hoor nie? Wat dan? Ek wil nog so laaste iets van myself vertel. So 'n paar jaar terug, 2 jaar terug, het sorry julle, maar vir die van julle wat ook nog nie gesien het nie, ek preek ook actually so nou en dan, maar ek het 2 jaar terug gepreek, want ek het op 'n punt gekom waar ek getantrum het. Ek het op 'n punt gekom daai tyd waar ek nie meer, ek sê nie ek het nie geluister nie, maar kom ons sê dit maar so, want as ek geluister het, sou ek actually nie 'n pause gehad het van 6 maande nie, maar ons het op 'n punt gekom waar ek 'n gesprek gehad het met pastoor hulle en gesê het, weet jy, ek's klaar, ek kan nie hierdie doen nie. Daar is so 'n inside joke, ek gaan nou nie die kerk se naam noem nie, maar van ons wil na daai een spesifieke kerk toe gaan as ons gat wip hierso. En gelukkig, niemand van ons was al in daai kerk wat gesê het ons wil daartoe gaan nie. En dis eintlik net omdat die kerk naby aan ons is. Dis nie eers vir 'n spesifieke doel nie. Maar so dan spot ons altyd oor dit. En ek wou daai tyd dat ek vir hulle gesê, weet julle wat, ek gaan daartoe gaan. Ek's klaar. En hulle sê dit vir my, wou net so bietjie. Hulle verstaan nie wat nou gebeur het nie, maar vat net 6 maande. Sit in die bankies. Luister net na die dienste, moenie klank doen nie, moenie band doen nie, moenie enigiets doen nie. Wees net hierso. En in daai 6 maande, ek het toe begin gym by Planet Fitness. Weer dit lyk nie so nie, maar ek het rarig. En op 'n stadium het ek Christelike, ek hou van metal, ek hou van harde musiek. En ek het Christelike metal gekry wat nie noodwendig is wat die Here se naam verheerlik nie, maar dis meer songs waar die ou moan oor sy rebellie en hoe hy hoop die Here gaan hom red en hoe hy hoop dat die Here gaan iets vir hom doen, maar nog steeds hou hy aan om terug te hou en ek begin toe na die musiek luister, want dit is vir my so cool. En hoe meer ek die goed luister, hoe meer besef ek maar ek is so leeg. Ek hoor niks. Die Here praat nie met my nie. Dis mos ons redenasie altyd asof hy weggaan ooit. Ek meen hy kan nie. Hy's omnipotent, hy's alomteenwoordig. So hy kan nie weggaan nie. Maar wat as jou gedagtes en jou geraas in jou kop so raak dat jy nie meer luister nie? Dat jy letterlik daar sit en jy sê vir die Here, maar help my, en jy hoor niks. En dis waar ek was. En toe in daai 6 maande tydperk, toe kom ek by 'n paaskonferensie. Nou paaskonferensies oor die algemeen is vir ons werk hard daarso. Ons maak seker alles gebeur reg van die oggend tot die aand, almal van ons in die span wat help bedien en so aan. En hier moet ek hierdie konferensie net hier sit. Nou, dis nou baie funny. Maar daai hospital for sinners, not a museum for saints. Moet dit nie doen nie asseblief, want ek het dit vir 2 maande gedoen. Maar jy kan hulle opdeel in 4, 4, 4, 4, 4. Die kommas as jy die leestekens alles inreken. En ek het tydens dienste gesit en die woorde getel in bars of blokkies van 4 en nie geluister na die diens nie, want ek was kwaad. En daai ding was ongelukkig hier voor gewees in die ou gebou. So ek kyk vir dit, dan lyk dit ten minste asof ek luister. Maar ek het nie geluister nie. Ek het nie eers gehoor mee nie. En ek het letterlik elke diens daai goed so gedoen. En toe kom dit op 'n punt waar ek in daai konferensie, die een worship diens, en dit is wat vir my wel amazing was, is ek klim in die kar na dit, en ek het toe actually vir 'n slag weer gevoel toe ek worship dat iets gebeur, en die Here sê vir my, ja, maar julle gaan 'n dogtertjie kry, of 'n kind kry, en ek sê vir die Here, nee, dit gaan nie. En ek weet mos nou beter, ek kan mos met hom redeneer, is mos wat ons doen, is wat ons glo, ons weet beter, is mos my wil. En
Hy sê vir my nee, maar ek gaan jou kapasiteit verbreek, jy gaan nog steeds kan in bediening gaan as jy weer reg is vir dit. Jy kan nog steeds gaan oefen, jy kan werk, jy gaan nog steeds 'n man vir jou gesin kan wees en jy sal sien dit gaan alles uitwerk en jy gaan geld hê. Ek sê nee, kan nie wees nie. En die probleem is 4 jaar terug het iemand vir my gesê ons kry nog 'n kind en ek het gesê nee, ons het altyd gesê one is enough. So Janko dit is genoeg. Ons het mos 'n seun. En ek klim in die kar en ek sê vir Bianca, my engel ek wil vir jou iets sê en sy sê vir my wat dat ons nog 'n kind kry en ek sê oh no. Hoe nou? So, dis die mees duidelikste in my hele lewe wat ek die Here se stem gehoor het. En ek hou aan vas by dit, want dit is hoe dit vir ons kan wees weer. Ons kan regtig so duidelik hoor, maar ons moet ingestel wees op dit. Ons het regtig waar absoluut begin instel, onsself instel op dit. Ons het ek dink 8 jaar terug het ons sulke opleiding bygewoon nog by die ou brandweersentrum. Nou daar was 'n pastorium met ding in Bomshelter wat RAV genoem was, dis amper soos disipelskapskool. Maar ook op 'n stadium het ons gehad wat hulle genoem het servanthood klasse. Daar was so 'n groep van ons wat belang gestel het om bietjie meer te leer van bediening en so aan. En pastoor Kobus, ek sal dit nooit vergeet nie en hy het dit al ook gebruik in sy preke. Hy het daai dag gesê, as jy die oggend opstaan, sê Heilige Gees, welkom in my dag. Wat gaan ons vandag doen? Wie gaan ons vandag bereik? En partykeer dan is jy bang om wie gaan ons bereik vandag ding te doen, want ek gaan nou werk toe, jy weet. Nou moet ek daar iemand bereik en ek moet in 'n vergadering vir iemand sê, "Wie kan ons net gou stop? Ek wil vir daai persoon bid." Wat dan? Wat as die Here dit vir jou sê? Maar ek kan julle verseker dat as ons daai goed doen, as ons so ingestel is, op die einde van die dag, dan raak dit beter. Dit raak duideliker. Ons hoor meer, ons word meer geaffekteer deur die Heilige Gees se teenwoordigheid. As jy instap dan sit soos, okay, awesome. Dis waar ek wil wees. En dis hoekom ek vir julle sê, asseblief, dis tyd, ons moet. As ons nog nie luister nie, moet ons vandag besluit om te luister. Dis regtig belangrik. En dis hoekom ek wil, Uncle Jimmy, wil jy nie daai musiek vir ons opsit nie? Net saggies. Maar hoeveel gaan ons nog mis? Hoeveel delayed obedience gaan ons nog deurgaan? Hoeveel missed opportunities wil ons nou nog by ons vingers laat gaan? Hoeveel keer wil ons nog uitmis op God se erfporsie? Op sy, dit wat hy vir ons wil bring, dit wat hy vir ons wil bied, dit wat hy vir ons het, dit wat hy vir ons beloof. Maar ons kies om dit nie te vat nie. Ons kies om nie dit in te neem nie. Ons gebruik die verskonings van die filters sodat ons net hoor en ons nie dit hard te vat nie. En ek wil vir julle vra vanoggend, as jy op 'n plek is waar jy hoor maar jy luister nie, of jy wil graag luister en nie meer hoor nie, jy wil daai wat's daai earmuffs sodat jy by builders kry, vir as jy houtwerk en konstruksie en al daai goed doen, as jy daai goed vandag wil afval, wil ek julle moet opstaan. En as jy nie wil opstaan nie, dan kan julle altyd na die tyd na ons toe kom. Maar ek wil regtig waar hê dat ons moet opstaan, ons moet daai stap vat, ons moet absoluut uitverkoop wees en ingetune wees vir dit wat die Here wil kom doen in ons lewens. Vir dit wat die Heilige Gees vir ons het, vir die volheid van die Godheid. God, Vader, Seun en Heilige Gees. En dis waar dit gaan. Dis hoe ons geloof het, is as ons luister, as ons saam met die Heilige Gees wandel, want sonder die Heilige Gees mis ons die een deel.
Want het jy daar waar julle staan, het julle net julle oë te maak.